Welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Daar is 'n paar dinge wat jy nodig gaan hê om byderhand te hou, om hierdie geleentheid so sinvol as moontlik te maak. Dit is nou as jy in 'n posisie is waar jy dit kan doen. Ek sal aanbeveel dat jy 'n Bybel by jou het, verkieslik 'n fisiese Bybel. Jy is welkom om 'n selfoon of 'n rekenaar ook te gebruik. Ek stel net voor om eerder 'n fisiese Bybel te gebruik, omdat 'n foon en 'n rekenaar ander dinge ook is en 'n Bybelboek is net 'n Bybel. Ook 'n notaboek en 'n pen. Weer eens verkieslik 'n notaboek en 'n pen en nie 'n rekenaar of 'n selfoon nie, want alhoewel jy natuurlik in 'n notaboek jou gedagtes kan tik, is dit 'n ander kognitiewe proses om met die hand te skryf as wat dit is om 'n boodskap te tik. Ons gebruik ons tegnologie om ander tipe boodskappe te skryf. Hierdie is 'n refleksiegeleentheid en moet juis anders wees. So dis hoekom ons doelbewus besig is om dit anders te doen, met ander hulpmiddels ook. En dan laastens wil ek aanbeveel dat jy vir jou 'n kers sal aansteek. Die kers is 'n simbool van God se teenwoordigheid daar waar jy is, wanneer jy vanoggend ook saam gaan aanbid. Die kers, die lig van die kers, is 'n simbool van die lig van God wat skyn in die duisternis. En soos wat Johannes 1 sê, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Hierdie lig is ook 'n simbool van lewe, dat ons doelbewus elke liewe oomblik van ons lewens vier, en vanoggend ook vier dat ons die geleentheid het om hierdie saam te kan doen. Wanneer ons luister na Psalm 23, waar die psalmdigter sê dat selfs wanneer hy in 'n donker duisternis ingaan, in 'n donker kloof ingaan, is hy nie bang nie, want God is by hom. So vandag gaan daaroor om bewus te word van God se teenwoordigheid, nie net in hierdie geleentheid nie, maar om ook te besef, maar God is teenwoordig in alle aspekte van ons lewens. As jy dalk wil so lank oopmaak by die regte gedeelte, gaan ons kyk na Matteus 11 vers 28 tot by vers 30. Jy is welkom om nou jou Bybel oop te maak. Matteus 11 vers 28 tot by vers 30. Die gedeelte wat ek gaan lees, gaan ek uit die 2020 vertaling uitlees, maar jy is welkom om te volg in die vertaling wat jy het. Voordat ons lees, kom ons neem 'n oomblik om bewus te word van waar ons is, nie net in terme van plek en tyd nie, maar ook in terme van jou gemoed. Dink oor jou gedagtes. Wat is dit wat jy die meeste aan gedink het in die afgelope week? Miskien is dit 'n spesifieke ding, 'n taak wat jy moet verrig, by die werk, by die huis miskien. Is daar dalk enige mense, persone in jou lewens, in jou lewe met wie jy dalk worstel? Iemand aan wie jy spesifiek gedink het in die afgelope week? Dink nou aan die week wat voorlê, of aan die res van die dag. Met wie gaan jy in aanraking kom? Met wie moet jy in kontak kom? Wat is daar wat jy moet doen? Dalk kyk jy na jou kalender en jy weet nie hoe jy by alles gaan uitkom nie. Dink nou oor hoe dit jou laat voel, die verskillende dinge wat jy moet doen. Maak dit jou angstig? Maak dit jou opgewonde? Wat is die gevoel wat jy het? Dink nou oor hoe dit gaan uitspeel. Wat is daar wat jy bang is gaan gebeur? Wat is dalk die ergste moontlike uitkoms? En wat is die beste moontlike uitkoms? Met alles wat in ons gedagtes maal, wat in ons harte woel,
word ons baie keer in 10 verskillende rigtings ingetrek. En dit bring ons by Matteus 11. 'n teksgedeelte wat ons ook Vrydag oor gepraat het in Sout en Lig, is dan nou ook die teksgedeelte waarmee ons hierdie week open. Hierdie gedeelte nooi ons uit om al die dinge, al die mense voor God te kom neerlê. Jesus sê hierso, hy sê kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed, want my juk is draaglik en my las is lig. Kom ons word stil vir 2 minute. Jy is welkom om hierdie podcast nou te pause. Kry vir jouself 'n timer of 'n klokkie en word net vir 2 minute stil. As jy nodig het om langer stil te word en jy wil dit dalk na 5 minute of selfs 10 minute toe vat, of dalk minder, miskien is jy 'n bietjie gejaag en jy wil net so 'n minuut vat, maar word stil. Tydens hierdie stilte, moenie probeer om jou gedagtes skoon of leeg te maak of uit te blok nie, maar word eerder bewus van alles waaraan jy dink. Vat so lank soos wat jy nodig het, en dan wanneer jy klaar is, kan jy weer aangaan met die res van hierdie opname. Welkom terug en ek hoop dat jou stilte tyd vir jou betekenisvol was. Skryf dalk die dinge neer wat jy ontdek het in die tyd wat jy nou stil was. En dan gaan ons afsluit en weer hierdie gedeelte lees, as 'n versekering dat alles waaraan ons dink, alles waaroor ons bekommerd is, dinge wat in ons lewe aangaan, dat ons dit voor Jesus se voete kan kom lê vandag. Ons sluit dan af in gebed om weer te luister na hierdie uitnodiging wat Jesus gee vir ons in Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed. Want my juk is draaglik en my las is lig. Mag jy in hierdie week wat voorlê, vrede gaan soek by God. Mag jy rustigheid vind by hom, ten spyte van alles wat aangaan. Daardie rustigheid vir jou siel by Jesus se voete gaan vind. Amen.